Ons is besig om te kyk na die verskillende bateklasse. Ons het verlede week gekyk na aandele en die kategorisering daarvan. Hierdie week kyk ons na eiendom. Chris, vertel ons meer van eiendom as die bateklas. Amelia, vir sommige beleggers is eiendom 'n makliker manier van belê omdat eiendom 'n tasbare bate is. Jy kan sien wat jy koop en jy kan jou kontantvloei projekteer in die toekoms in. Nou direkte belegging in eiendom vind gewoonlik plaas deur die aankoop van residensiële, nywerheids-, kantoor of kleinhandel eiendom met die doel om die eiendom te verhuur en huurinkomste te verdien. Beleggers trek dan voordeel uit die gereelde bron van inkomste as ook die kapitaalgroei oor die lang termyn. Maar daar is ook beleggingsdrukke. Wees seker oor die inkomstepotensiaal van die eiendom. Munisipale belastings wat baie skerp styg, beïnvloed opbrengste. Rentekoersbewegings en 'n oorverhitte eiendomsmark wat gebars het al baie eiendomme leeg laat staan sonder huurders. Om direkte eiendom te besit, moet jy dit sien as 'n besigheid. Jy moet verantwoordelik neem vir die herstelwerk, die uitverf en die onderhoud van die eiendom, as ook die administrasie rondom die huurinkomste van die eiendom. Baie individue sien nie kans vir hierdie rondslom nie en sal eerder in 'n genoteerde eiendom belê. Nou 'n ander opsie is genoteerde eiendom. Dit is maatskappye wat op die JSE genoteer is en wat oor 'n aansienlike gediversifiseerde eiendomsportefeulje sit. So 'n portefeulje sal versprei wees tussen kantore, fabrieke, kleinhandel oor 'n wye geografiese streek. En ek dink seker die belangrikste, verhandeling in eiendomsmaatskappye is goedkoop, die aandele is likwid en kan maklik verhandel en renteuitkerings vind normaalweg 2 keer per jaar plaas. En dan seker die belangrikste ding waar beleggers baie seer gekry het, was eiendomssyndikasies. Eiendomssyndikasies is gewoonlik waar beleggers saampool om 'n eiendom te koop. Nou hierdie belegging het bewys as 'n baie riskante belegging waar beleggers gelok is met baie hoë opbrengste en waar hulle meeste van hulle beleggingskapitaal verloor het weens bedrog of oorwaardeerde eiendomsbeleggings. Dankie Chris.